Ermelo stuur nou al vir baie jare, stuur en ontvang sendelinge. Ek dink hy's nou 'n bietjie hard. Ek dink meer as 30 jaar. Ja, ons het laas jaar ons 30-jarige fees gevier, né? Ons sendingfees. En terwyl ons dit gedoen het oor die afgelope klompie jare, wat ons eintlik gedoen het, ons het met die kerk in die wêreld saamgewerk. Wat sendelinge ondersteun om die evangelie van Jesus Christus te verkondig reg oor die wêreld. Dis wat ons gedoen het. En ons is natuurlik, wel ek is baie dankbaar dat ons die geleentheid het om deel te kan wees van hierdie groot werk wat die Here reg oor die wêreld doen. Somstyds lyk dit nie altyd so nie, maar ons weet nie alles nie. Ons sien nie wat in al die lande aangaan nie. Ons sien nie eers wat altyd in ons omgewing aangaan nie. Die Here is besig om 'n groot werk te doen. Ons was nie die eerste kerk wat sendelinge uitgestuur het nie. Ons sal ook nie die laaste kerk wees nie. En ons is natuurlik, omdat ons nou al soveel jare besig is, het ons laas jaar by 'n plek gekom en ons sê, wow, ons het 30 jaar alreeds betrokke gewees in sending. En nie eers ek nie Gerard, voorheen François, wie ook al, het 'n idee wat se impak al gemaak is deur hierdie gemeenskap van gelowiges in die wêreld nie. Ons weet nie eers van iemand wat gegaan het, wat iemand laat gaan het, wat iemand laat gaan het nie. Die van julle wat nie gedurende ons sendingfees laas jaar hier was nie, wat nie hier kon wees nie, ek het nog so, ek skat, dis seker omtrent 30 van ons feesblaaie hier. As jy inligting, as jy hierdie wil sien, saam jou huis toe vat, al ons sendelinge se inligting, as jy vir hulle wil bid, as jy sommer net bietjie wil kyk, jy's dalk nie in die gemeente en jy weet nie waar ons oor die jare oor ons betrokke was nie, kom vat gerus na die diens vir jou een, as jy nog nie een het nie. Die vraag wat ek vanoggend wil vra, is, hoekom stuur kerke mense uit? Hoekom stuur kerke mense uit? Korttermyn of langtermyn? Ons kerk het as ware nog net een keer 'n gemeentekind langtermyn uitgestuur. Hier en daar miskien bietjie op korter termyn iemand wat weer teruggekom het. Ons het vir Gert Roots destyds toe hy 'n jong seun was gestuur Nepal toe. Dit was een van die plekke waar ons voorheen al ondersteun het. Hy is intussen na baie jare terug in Suid-Afrika in Kaapstad omgewing. Maar ons vertrou die Here natuurlik daarvoor dat ons weer iemand sal uitstuur. Dat ons weer iemand uit hierdie gemeente sal kan uitstuur om 'n kerk te gaan plant elders. Om deel te wees van dit wat die Here doen reg oor die wêreld. Maar hoekom sal kerke dit doen? Somstyds van hulle mees getroue, loyale, beskikbaarste lidmate wegstuur. Daai ouens wat jy eintlik in die gemeente wil hê, wat altyd daar is om te help en wat hulle lewe gee vir die kerk. En nou sê jy, daar gaan julle. Hoekom sal 'n kerk dit doen? Wat is die motivering daar agter wat mense aanspoor om hulle werk te bedank? Vir 'n lang tyd verlof te vat by hulle werk. Om hulle vriende en familie agter te laat, om hulle gesin agter te laat. Sommige ouens verkoop al hulle besittings. Ek het in die afgelope 2 weke weer so getuienis gehoor. En om te trek na 'n ander land met 'n ander kultuur, met ander gewoontes, met ander taal. Hoekom sal Christene gaan en hoekom sal kerke stuur? Is dit om die kultuur en die gewoontes, om ons kultuur en gewoontes op daai ouens te gaan afdwing? Is dit vir enige persoonlike voordeel wat iemand gaan? Is hulle bereid om in 'n ander land in te gaan sodat hulle lof kan ontvang, omdat hulle bereid was om te gaan en die moed gehad het om te gaan en omdat hulle bereid was om ongemak en ongerief te verduur?
of omdat hulle erkenning wil ontvang, omdat hulle bereid is om meer op te offer as wat iemand anders sou opoffer. Of is dit dalk omdat hulle dink hulle kan hulle plek in die hemel verdien as hulle bereid is om te gaan? Of omdat hulle skuldig voel en op so 'n manier dink hulle kan dalk die Here se gunst so 'n bietjie kry as hulle bereid is om ergens heen te gaan. En ek is seker almal van ons wat hier sit weet die antwoord op al hierdie vrae is nee. Nee. Ons hou daarvan om te praat van sendeling, elendeling. Want dit voel vir ons, hulle wil net altyd hulp hê, en hulle het net altyd goeders nodig, en hulle het net altyd finansies nodig. En sommige van hierdie antwoorde kon dalk water gedra het, al hierdie klomp goed wat ek nou gesê het, as sendingwerk net oor lofbetuiging en oor toekennings gegaan het. En daar geen ontberinge was nie. Of dit net oor eer gegaan het, en daar geen opofferings was nie. Maar die realiteit is, in die geskiedenis van sending in die wêreld, dit wys vir ons, dis 'n bewys dat dit gekenmerk word deur een of ander tipe van lyding. Dis nie net alles voorspoed nie. Sedert die apostoliese era, toe Jesus Christus sy disippels uitgestuur het in die wêreld in, het Christene wat deur die kerk uitgestuur is, hul gemak en hulle gerief en hulle huis opgeoffer om te gaan. Hulle het hulle gemeenskap van gelowiges opgeoffer. Hulle het soms hulle gesondheid opgeoffer en hulle lewe gegee. Henny Kuiter, wat baie jare al by sending in Afrika betrokke is, het hierdie boek geskryf, He's Called My All. Ek praat onder korreksie want ek is nog nie deur die hele boek nie, maar dit lyk vir my of Henny al in elke Afrika land sendingwerk gedoen het. Hier word geskryf agter op sy boek, in the 1970s, Henny Kuiter was an angry young man fresh out of military service for the apartheid government of South Africa. Unsure of his path in life and deeply uneasy about his faith. When God revealed to him that he had a purpose for him and a calling on his life, at first Henny was not ready to hear it. When he finally accepted and understood his mission, a flame was lit in his heart that nothing could have extinguished, but nothing could have prepared him either for the extraordinary spiritual journey he was about to embark on, which would take him wherever God wanted him to go. From Malawi to Mozambique, at the height of its civil war, where he was sentenced to death and faced a firing squad. From a less than welcoming beginning in Zanzibar to Lukichokio on the border between Kenya and Sudan, where on one trip he discovered that he had a price of $10,000 on his head. Henny kom van die 22ste tot die 24ste Mei na ons gemeente toe. En hy kom vir ons vertel van wat die Here alles al in sy lewe en deur sy lewe gedoen het. Hy gaan die Saterdagoggend by die ontbyt praat oor dit wat die Afrika sending, en Camille gaan met ons praat oor sy ervarings wat hy nou in Armenië gehad het, onder andere met van die vlugtelinge van Iran. Tertullian, 'n tweede eeuse kerkvader, het gesê, the blood of the martyrs is the seed of the church. Die bloed van die martelare, waarvan baie sendelinge was, wat in die grond geval het, was die saad van die kerk wat tot stand gekom het.
Sy argument was dat die Romeinse vervolging eintlik die hoeveelheid Christene in daai tyd net laat vermeerder het as gevolg van die moed wat hierdie sendelinge gehad het en hulle getuienisse wat hulle gelewer het. En dit het mense tot bekering laat kom. So ek vra die vraag, wat is die motivering dat mense bereid is om te gaan, om hulle lewe te gee, om die evangelie te verkondig? En daar seker jy wat skrifgedeeltes wat hierdie vraag kan beantwoord, maar ons gaan vanoggend kyk na 3 Johannes. 3 Johannes, die apostel Johannes het hierdie 3de brief geskryf, eintlik aan 'n getroue gelowige met die naam Gaius. Dit was bedoel om 'n persoonlike brief te wees aan Gaius. En hy het dit geskryf aan die einde van die 1ste eeu, ek dink dit was so tussen 95 en 97 na Christus. Was oorspronklik bedoel as 'n persoonlike brief, maar soos wat die inhoud nou bekend geword het, het die kerk later erken, maar hierdie brief moet vervat word in die kanon, in die Bybel soos wat ons dit ken, en daarom is hierdie brief uiteindelik deel van ons Bybel. Die brief as geheel beskryf die saak van gasvryheid, en spesifiek gasvryheid teenoor Christelike werkers, Christen-medewerkers, aan medewerkers wat die evangelie verkondig. Met ander woorde, wat is ons verhouding met en ons gesindheid teenoor medewerkers, sendelinge, mense wat uitgaan om die evangelie te verkondig waar dit ook al nodig is. En Gaius word geprys omdat hy hierdie Christenwerkers verwelkom het. In sy eie huis ingeneem het en hulle versorg het en hulle later weer waardig op pad gestuur het. Ons gaan nou daarna kyk. En ons sien dat Gaius aanbeveel is deur Johannes wat hierdie brief skryf. Hy skryf mos nou eintlik hierdie persoonlike brief aan Gaius. Hy beveel hom eintlik aan vir hierdie gasvryheid wat hy raak sien in hom. Dat hy gasvry was teenoor die medewerkers. En dan skryf hy hier verder, ons gaan dit nou lees, Diotrefes is veroordeel omdat hy dit nie gedoen het nie. So as ons na hierdie kort brief kyk, kry ons die indruk dat die brief klem lê op gelowiges se ontvanklikheid en gasvryheid teenoor mense wat besig is om te gaan, wat gestuur is. Ons gaan dit lees, dit is 'n kort brief, 3 Johannes 1, vers 1. Dit is op die bord, ek gaan dit vinnig lees, as jy jou Bybel wil oopmaak, is jy welkom om so te doen. 3 Johannes 1 vers 1, die ouderling aan die geliefde Gaius. Nou die ouderling is Johannes in hierdie geval, wat nou skryf aan Gaius. Hy sê, die ouderling aan die geliefde Gaius wat ek in waarheid lief het. Geliefde, ek wens dat dit met jou en alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Onthou Johannes is nou nie naby hom nie, né? So hy skryf nou 'n brief aan hom. Want ek was bly as daar broeders kom hier by my en van jou waarheid getuig, soos wat jy in die waarheid wandel. So ek hoor mooi stories van jou. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders en vir die vreemdelinge. Hoeveel van ons het al gesê, ja, ek ken nie daai mense nie man. Ek gaan hulle nie in my huis neem nie, dit gaan awkward wees en dit gaan ongemaklik wees. Hy sê, en dit vir vreemdelinge? Vers 6, wat van jou liefde vir die gemeente getuig het, daai vreemdelinge wat jy versorg het en wat jy ondersteun het, hulle het kom getuig van jou liefde. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp. Hulle is nou 'n rukkie hier by jou tuis, hulle is dalk vir 'n sending naweek hier, hulle kom getuig hier in 'n gemeente en hulle is vir 'n rukkie by jou, maar daarna help jy hulle voort. Jy ondersteun hulle om voort te gaan. Om 'n voor God waardige wyse,
op 'n God waardige wyse. Jy help hulle voort op 'n wyse aan God waardig. Want vir sy naam, vers 7, want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Sien julle, hoe maklik is dit om 'n mede-arbeider te word? Jy hoef net gasvry te wees. Jy hoef net iemand te help om verder te gaan met daai bediening van hom. Hy sê in vers 9, ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, nou, wat ons net nou gesê het, hy is nie die een wat graag wil help nie, wat onder hulle die eerste wil wees, het gaan oor hom, hy sê Diotrefus wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. So, ek worry nie oor daai ouens nie. Ek worry nie oor ons medewerkers nie, ek worry nie oor ons sendelinge nie. Hy steur hom nie aan hulle wat gestuur is nie. Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar. En hiermee nie tevrede is nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar hy verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente uit. Kras, né? As jy nie wil gasvry wees, ontvang, ondersteun, voorthelp nie, dan is dit eintlik asof jy hulle net verwerp. Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen het God nie gesien nie. Vers 12. Van Demetrius, nou dit is nou die ou wat die brief van Johannes afgevat het na Gaius toe. Van Demetrius is deur almal getuienis gegee en deur die waarheid self en ons getuig ook en julle weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om te skrywe. Maar ek wil nie, waarskynlik op daai oomblik, ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie. Hy sê, maar ek hoop om jou gou te sien, sodat ons van mond tot mond kan spreek. Vrede vir jou, die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. In hierdie tyd, die afgelope paar maande, toe ons so gewik en weeg het, moet ons Turkye toe of nie, het ons op 'n stadium vir mekaar gesê, onthou Paulus het soms briewe geskryf. Het is nie altyd nodig om te gaan nie. Ons kan hulle met 'n brief bemoedig. Maar hier sien ons dat Johannes op hierdie stadium gesê het, ek skryf nou vir julle met 'n pen en ink en papier, maar eintlik wil ek julle in die oë kyk. Ons gaan spesifiek na vers 7 kyk vanoggend. Ek is klaar halfpad julle, so ons gaan vinnig wees vanoggend, maar vers 7 spesifiek, na Johannes se aanbeveling van Gaius wat die medewerkers so goed ondersteun het. Ons sien daar in vers 7, ek sal vinnig teruggaan, hy sê eintlik in vers 6 al, sê hy dat Gaius hulle uitgestuur het op 'n wyse waardig aan God. En dan sê hy in vers 7, want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die heidene te neem. So dis twee goed wat ons moet hoor, maar aanvanklik sien ons dat dit wat gedoen word, of dit nou stuur is en of dit nou gaan is en of dit nou ondersteun is, dis waardig aan God. En dan sien ons vir die naam. Dit word gedoen vir die naam. Ons gaan spesifiek kyk, vers 7 waar daar staan, want vir sy naam het hulle uitgegaan. Hoekom is hulle waardig uitgestuur? Want dis vir sy naam. Terwille van sy naam, dis die antwoord. Dis die primêre motivering vir sending. Vir sy naam.
Nee, maar is hom lekker om sendingwerk te doen, né? Julle kon seker 'n bietjie gaan swem in die see. Om lekker om Mosambiek toe te gaan, want hulle gaan hulle definitief op die strand kom en 'n bietjie swem in die see. Is om lekker aan Turkye, né, want jy kan in die areas kom van die 7 gemeentes van Openbaring, jy kan bietjie op 'n toerisme toer gaan. Terloops, ek was nog nooit daar nie. Ek was al 'n paar keer in Turkye. Dis daarom seker lekker om 'n sendeling in Duitsland te wees of in Frankryk. Dis mos toerisme wêreld. Op hierdie stadium help ek 'n sendeling in Duitsland wat gereeld met my videocalls het. En hy het 'n rooster gekoop, 'n koffierooster, en hy leer om koffie te roost. Ek leer hom nou oor die telefoon, sodat hy 'n inkomste kan hê om die mense in Duitsland te kan bereik. Hy lewe in 'n wille area. Hulle bly tussen mense wat God verlore is. En hy wil 'n winkeltjie begin sodat mense wat verbystap kan inkom en hy vir hulle koffie kan gee. Nee, is lekker daar in Frankryk en Duitsland. Lekker daar in Lesotho. So mooi daar. Ja, kan met die Katsiedam 'n draai maak. Dis lekker vir David en Terina om 'n bietjie Karoo toe te gaan. Ek kan my indink, né? Die primêre motivering vir gaan is om te gaan vir die naam van Jesus. Dis die naam waarvan hy praat. Geen ander naam as die naam van Jesus Christus nie. Handelinge 5 vers 40-41 staan daar, en nadat hulle, dis nou die Joodse Raad, nadat die Joodse Raad die apostels ingeroep het en hulle laat slaan het en hulle bevel gegee het om nie in die naam van Jesus te spreek nie, het hulle laat gaan. Johannes was een van hulle. Johannes wat hierdie brief skryf, 3 Johannes. Hy was een van die apostels wat geslaan is en beveel is om nie te spreek nie. Nadat dit gebeur het, vers 41, het hulle, die apostels, het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om in sy naam oneer te ly. Vir sy naam. Hierdie konteks sien ons, hulle beveel hulle aan om nie in die naam van Jesus Christus te spreek nie, maar hulle het dit vreugde geag om oneer te kry ter wille van die naam van Jesus. Oneer te ly. Johannes, wat hier aan Gaius skryf, het self ervaar wat dit was om te ly. Paulus skryf in Romeine 1 vers 5, deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees, deur Christus, onder al die heidene nasies, om tot die eer van sy naam, mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Hoekom het Paulus genade ontvang om 'n disipel te wees? 'n Apostel te wees wat gaan, om die boodskap, die goeie nuus uit te vat in die wêreld in, om tot eer van die naam van Jesus mense onder al die nasies tot geloof en tot gehoorsaamheid te bring. Dis die rede. Dis ter wille van die naam van Jesus wat ons mense stuur. Dis ter wille van die naam van Jesus wat mense gaan. En wat mense bereid is om te gaan. Hoekom Jesus? Hoekom ter wille van die naam van Jesus? Hoekom nie ter wille van Maria of Paulus of Petrus? Want Paulus sê in Filippense 2 vers 9 en 10, daarom het God hom, Jesus, ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam bo alle name gegee. Hoekom ter wille van Jesus? Want daar's nie 'n ander naam hoër as Jesus se naam nie. Dis die rede hoekom ons by sending betrokke is, julle.
Die evangelie, die goeie nuus kan net gevind word in die naam van Jesus Christus, wat vir ons aan 'n kruis gesterf het, dood gewees het, opgestaan het, sodat ons kan lewe. Sodat ons die ewige lewe kan ontvang, maar nie net ons nie. Ook almal wat nog nie gehoor het nie. En almal wat dalk 'n tweede keer moet hoor, of 'n derde keer moet hoor. Ons het vroeër vandag 'n lied gesing, wonderlik dit is om gered te wees. Ek wonder baie keer of ons dit regtig besef. So die uiteindelike motivering vir mense wat gestuur word en mense wat gaan is sodat die naam van Jesus verkondig kan word en sodat God verheerlik kan word. Dis wat ons motiveer om by sending betrokke te wees. Dis wat ons motiveer om ons medewerkers te ondersteun en te bemoedig en om hulle aan te moedig. Ons moet die wêreld ver en naby vertel van Jesus. Ons moet vir hulle vertel wat God gedoen het vir sondaars deur sy seun Jesus. Ons moet Jesus voorhou aan al die nasies sodat hulle kan weet dat hulle skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Die vraag is nie, luister mooi. Die vraag is nie, is daar enige waarde daaraan om iemand te stuur? Is daar enige waarde daaraan om te gaan? Die vraag is nie, heg ek waarde aan sending nie? Of heg ons waarde aan sending nie? Die vraag is Jesus waardig? En die retoriese antwoord hierop is ja, natuurlik, ja. Daar is niemand so waardig soos Jesus Christus nie. Hy is ons opofferingswaardig. Hy is ons lewenswaardig. Hy is ons offerswaardig. Hy is ons aanbidding waardig. So terwille van hom stuur ons en gaan ons. Terwille van sy naam kan ons somtyds gaan en kan sommige van ons gaan en sal sommige van ons dalk nog gaan. En die res van ons sal die ondersteun wat bereid is om te gaan. Maar almal van ons, of ons nou gestuur is, of ons stuur, of ons gaan, ons is almal medewerkers van die waarheid van die evangelie wat die hele wêreld moet ingaan. So of jy nou deel is van die betrokkenheid by sending, deur te gaan, of deur te stuur, of deur gebed, of deur finansies, daar is verhouding, omdat ons almal saamwerk ter wille van die naam van Jesus, en die waarheid van die evangelie wat verkondig moet word. Dis nie ter wille van ons nie. Rudy en Henny en Liserie vat nie spanne Mosambiek toe ter wille van hulle self nie. Brother Marco, wat die meeste van julle ken as Camille, het nie Armenië toe gegaan vir 6 maande, sy hele gesin ontwortel, sy vrou en 3 kindertjies, wat nie 'n woord Aramees of Turks kan praat daar nie. Hy het dit nie gedoen ter wille van hulle nie. François en almal wat soms saam met hom Turkye toe gaan, doen dit definitief nie ter wille van hulle self nie. Nie een van hulle gaan ter wille van Ermelo-Oos nie. Sodat ons kan spog daarmee dat ons bereid is om mense te stuur of om te gaan nie. Nee, almal gaan en almal ondersteun die wat gaan ter wille van die naam van Jesus. Dis waaroor dit gaan. Dis die uiteindelike motivering vir ons lewens, die uiteindelike motivering vir die bedieninge van hierdie gemeente, en dis die uiteindelike motivering
hoekom ons betrokke is by wêreldsending. Prys die Here vir elkeen wat deur die jare deur hierdie gemeente ondersteun is, mense wat gestuur is, mense wat gegaan het, mense wat ondersteun het, mense wat altyd daar was om te bid. Prys die Here vir almal van hulle. En ek bid saam met die ouderlinge van hierdie gemeente dat ons hoop en bid en vertrou dat die Here nog mense gaan oprig om te gaan in die toekoms. Dat ons nooit sal ophou daarmee nie. Sodat sommige kan gaan. Om mense te ondersteun wat bereid is om die gemak en die gerief van hulle eie huis te verlaat, hulle geliefdes te verlaat ter wille van Jesus Christus, sodat ander kan weet dat Jesus die enigste weg en waarheid en lewe is. Miskien roep hy jou volgend. Miskien roep hy jou kinders. Miskien roep hy jou kleinkinders. En weet julle wat besef ek, terwyl ek my voorbereiding besig is, baie van ons se kinders en kleinkinders is nou in ander lande. Hoe sal ons weet wat die Here met hulle wil doen en deur hulle wil doen? Hoe sal ons weet of jou ondersteuning van 'n gestuurde beteken dat 'n gestuurde eendag langs jou seun of jou dogter sit in 'n ander land en jou seun of dogter kom tot bekering? Hoe sal ons weet? Kom ons bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En soos wat ons gaan en soos wat ons stuur, mag ons as stuurders nooit hart verloor nie. Die van ons wat agterbly sal aanhou bid vir ons medewerkers, ons sal aanhou om te ondersteun waar ons kan en dat ons sal onthou dat ons dit doen vir die naam van Jesus. Geen ander rede nie. Dat ons wat agterbly die fort sal hou, ter wille van ons medewerkers in die sendingveld, ter wille van hulle wat bereid is om van tyd tot tyd te gaan. Ons het gehelp deur die genade van die Here om 'n klein kerkie hier in Nieuw Ermelo village settlement te plant. Watter jare? 90er jare, Billy? Waarskynlik. Aaron gehelp om 'n kerkie te plant. Hy is intussen besig om uit te reik Malawi toe. Hy reik uit Tanzanië toe. Hy ontvang medegelowiges van Tanzanië partykeer hier en van Malawi partykeer hier. Hy sal dit nie kan doen sonder ondersteuning nie. Ons doen dit nie ter wille van een van ons sendingmedewerkers nie, maar ons doen dit vir die naam van Jesus. Hulle is die voertuie, ons medewerkers, ons sendingwerkers reg oor die wêreld, is die voertuie wat die Here Jesus gebruik om die goeie nuus die wêreld in te neem. So of ons gaan, of die ondersteun wat gaan, laat ons nie vergeet hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit vir die naam van Jesus, sodat ons God verheerlik kan word. Elke mens wat tot bekering kom, is die grootste wonderwerk in die wêreld. En God word verheerlik daardeur. Mag ons gehoorsaam wees en getrou wees in ons roeping. Willie, sal jy vir ons kom afsluit met gebed asseblief? Ek roep vir Billy omdat hy ons sendingverteenwoordiger is op ons leierskapspan. Baie dankie, André. Ek dink ons harte is geraak vandag deur die boodskap van André en ek wil vra dat ek gaan vir julle geleentheid gee vir so 'n minuut binne in ons gebed om te bid. So ek wil nou al vra dat
jy aan 'n naam dink. En bid, julle kan saggies bid of julle kan hardop bid, maar sê die naam as die Here iets op jou hart lê. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons sê dankie dat U vandag by ons is en dat U saam met elke een van ons ingekom het. Ons eer U, Here, omdat U self vir ons by die Vader intree. Dan wil ek bid, Here, dat elkeen van die mense van nou bekragtig sal word om deur U gelei te word om te bid tot Hom, sodat U naam uitgedra sal word. Plaas U op ons harte elke naam wat gebed nodig het op die sendingveld, in Jesus naam. Dankie Here vir elke persoon wat nou in ons gedagtes opgekom het. Straal hulle nie op. Ons weet 'n groot deel, waarskynlik die belangrikste deel van ons ondersteuning is om vir hierdie mense te bid. Maar ons is so bevoorreg om betrokke te kan wees, Here. Ons is so bevoorreg om 'n kerk te kan wees wat deel is van die sending missie reg oor die wêreld. Ons eer U. Daarom bid ek nou dat U genade, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wat ons voorspraak is, wat heeltyd in ons gedagtes met ons praat, met ons sal wees, dat ons sal luister en dat ons sal doen in Jesus naam. Amen. Here, terwyl U voortgaan om U naam uit te dra reg oor die wêreld, ook deur hierdie sendelinge, bid ons nou vir André en François wat uitgaan Turkye toe, Here. Ons bid vir Turkye omdat ons weet dat hulle deur soveel moeilikheid tye gegaan het met die aardbewing en dis asof almal nou van hulle vergeet het omdat daar soveel oorlog rondom hulle is. Ons wil bid, Here, dat U hier vir André sal beveilig. U weet dat hy voorheen al binne in 'n oorloggebied ingestap het en dat U vir hom regtig manne moed gegee het. Vir alles wat moet gebeur op pad soontoe wil ons bid, Here. Ons bid vir Camille, ons bid vir André Berdati en Victor Peloon en ons bid, Here, vir Ian Campbell wat net hier by ons besig is om te sendingwerk te doen in Bambunami. Ons bid, Here, vir ons uitreik na Mabuza toe. Ons wil bid, Here, dat U binne in ons gemeentelede sal laat opstaan wat sê, ek wil gaan. Ek wil ook deelneem aan daaraan om te kyk dat die projekte reg is en dat die klank reg is. Ons wil bid, Here, dat U in ons harte sal 'n nuwe lus plaas om U woord te deel. En bovenal, Here, sê ons net baie, baie dankie. Omdat U ons gered het. En dat U ons naam in die boek van die ewige lewe geskryf het. En daarom sal ons nou ewig en altyd by U wees. Amen.